Geliefdes, ons gaan vandag saam lees uit Lukas hoofstuk 8 vanaf vers 26. Dis die verhaal van die persoon wat deur die demone beset is en hoe Jesus die persoon bevry het. Maar kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons hier in U naam by mekaar kan wees. Dankie dat ons ook hier kan wees met die wete dat U 'n afspraak het met ons. En Here, in hierdie gedeelte wat ons vandag gaan saamlees, is daar soveel verrassings wat vir ons opgesluit is in die verhaal. En ons gebed is dat U ons ook sal verras deur dit wat U deur hierdie gedeelte vir ons persoonlik wil sê. Dankie dat ons U woord kan oopmaak. Dankie dat ons weet dat dit meer is as maar net 'n klomp gedrukte karakters op wit papier. Want daarin, in dit wat ons hier lees, hoor ons U stem, soos wat U met ons praat. Mag ons dit vandag elkeen so ervaar, Here. Ons bid dat U tot ons sal spreek in Jesus se naam. Amen. Lukas hoofstuk 8, vanaf vers 26. Daarna het hulle verder gevaar na die land van die Garaseëners, wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar in wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het 'n hele tyd al nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die grafte. Toe hy Jesus sien, skreeu hy en hy val op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: "Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beetgepak het. Al het hulle hom met hand- en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Daar het 'n hele trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om met die varke in te vaar. Hy het hulle dit toegelaat en die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop sit toe op loop teen die hang af, die see in, en hulle versuip. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jesus en daar kry hulle die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus met klere aan en by sy volle verstand, en hulle het bang geword. Maar die wat dit gesien het, het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Garaseëners vir Jesus gevra om van hulle af weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skuit geklim en teruggegaan. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê: "Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het." Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Geliefdes, ons leef in 'n stikkende wêreld met stikkende huise en met stikkende mense. Gaan praat maar met enige predikant of maatskaplike werker of kyk net na die nuus. Ons wêreld en die mensdom is stikkend. Maar natuurlik is dit niks nuuts nie. Reeds in Genesis 3 lees ons hiervan. Van die begin af het die duiwel een groot plan gehad. En dit was om alles wat die Here goed en mooi gemaak het, stukkend te breek. Die ouer mense van julle
sal onthou hoe dikwels die destydse minister van verdediging, P.W. Botha, in sy toesprake verwys het na die totale aanslag teen Suid-Afrika. Dit het daaroor gegaan dat die land se vyande elke moontlike metode gebruik om die land op sy knieë te bring. Maar ook dit was niks niets nie. Die duiwel het 'n soortgelyke totale aanslagstrategie om elke aspek van God se wonderlike skepping te vernietig. En die geskiedenis van die besetene van Gerasa is 'n voorbeeld van dit waartoe die duiwel in staat is. Gaan lees mens hierdie verhaal, soos ons nou vanoggend gedoen het, dan kan jy jouself met reg die vraag afvra of dit enigstens nog 'n mens is met wie ons hier te doen het. Ons lees byvoorbeeld dat hy al lankal nie meer klere gedra het nie. Waarskynlik omdat hy so waansinnig is dat dit nie meer vir hom saak gemaak het of hy klere aan het of nie klere aan het nie. Verder lees ons daar dat hy tussen die grafte gewoon het. Nou die grafte in die Bybelse tyd was lank nie so mooi soos wat baie begrafplase nog steeds in Suid-Afrika is nie. Dis nie plekke wat goed versorg is nie. In die Bybelse tyd was die begrafplase eintlik maar gate wat so in die sandwalle uitgegrou is en waar hulle die lyke neergelê het. Geen regdenkende mens sal selfs in vandag se tyd daaraan dink om in 'n begrafplaas te gaan woon nie. Maar hierdie man is so waansinnig, geestelik is hy so dood, dat hy letterlik tussen diegene wat ook liggaamlik dood is, gaan bly het. Dan lees ons daar in vers 29 dat hulle nie eens in staat was om hom geboei te hou nie. Hulle kon hom nie onder bedwang hou nie. Die mense het probeer om hom te verhoed, dat hy so waansinnig te kere gaan, maar die duiwel het aan hom soveel fisiese krag gegee, dat hy eenvoudig hulle hand en hulle voetboeie uitmekaar geruk het. Waar hier dieselfde verhaal vir ons in die evangelie van Markus opgeteken is, word daar boonop vir ons vertel, dat hy aanhoudend loop en skreeu het, en dat hy homself met klippe stikkend gekap het. Broer en suster, ek dink julle sal saamstem. Dit wat hier uitgebeeld word, is nie 'n mens nie. Dis selfs nie eens 'n dier nie. Dis erger. Dis 'n menslike wese wat onder die beheer van Satan gekom het, wat so optree. Hy is totaal waansinnig. Hierdie man, so lees ons, sy naam is Legio. In die 2020 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik hulle die naam legioen. En 'n legioen is 'n groep van tussen 4 en 6.000 soldate gewees. Hierdie man se naam is Legio om vir ons aan te dui dat daar letterlik duisende demone is wat in hom ingevaar het. En die inwoners van die dorp het lankal hoop opgegee dat hierdie man genees kan word. Maar dan, op 'n dag, gebeur daar iets wat hierdie hele situasie omkeer. Jesus verskyn op die toneel. En in plaas daarvan dat hierdie twee hoofkarakters, Jesus aan die een kant en die besetene aan die ander kant, van mekaar weghardloop, soos wat telkens maar gebeur het as iemand anders naby die besetene gekom het, lees ons hier dat die teenoorgestelde gebeur. Jesus en die besetene beweeg nader na mekaar toe. Ons lees daar in vers 27, toe Jesus daar in wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Nou, Lukas gebruik hier baie spesifieke woord, wat daarop dui dat die besetene doelgerig na Jesus toe aangestap kom. So dis nie maar net dat hy deur hierdie magte gedryf word na Jesus toe nie. Hy het 'n besluit geneem om na Jesus toe te gaan, heel waarskynlik omdat hy besef het dat by Jesus daar vir hom redding moontlik is. Iemand het hierdie
verhaal oor die genesing van die besetene beskryf as die verhaal met die mees verrassende wendings. Telkens gebeur die onverwagte in hierdie verhaal. Hierdie man loop vir Jesus tegemoet. Hierdie man wat so sterk is, dat selfs eysterboeie hom nie onder bedwang kan hou nie. Hy stap na Jesus toe, en dan lees ons dat hy voor Jesus kom kniel. En dan gebeur daar nog 'n interessante ding. Soos wat Jakobus vir ons in Jakobus 2 vers 19 sê, besef hierdie demone wie Jesus werklik is. En hulle sidder van angs. Hulle weet dat hulle hier met die Seun van God te doen het. En hulle word bang. Hulle weet dat Jesus ook die mag het om hulle na die ewige verderf toe te stuur. Na daardie plek wat volgens Openbaring 20 vers 10 bestem is vir Satan en vir almal wat hulle saam met hom skaar. En daarom smeek hulle vir Jesus om hulle eerder in die varke in te stuur. En dan nog 'n verrassende ding wat gebeur, Jesus laat dit toe. Maar dan gebeur daar 'n skrikwekkende ding. Hierdie demone wat vir jare lank die besetene onder sy beheer gehad het, wat vir jare lank die besetene sonder klere daar tussen die grafte laat skreeu het, neem so beheer oor van die varke, dat hulle verwoed na 'n kraans toe hardloop, oor die kraans gaan, en dan in die see inval en verdrink. En dan vra jy jouself die vraag af, as die duiwel dit aan 'n trop varke kan doen, wat kan die duiwel nie aan 'n mens doen, wat onder sy beheer gekom het nie? Somtyds, as ek hoor van die wreedheid waarmee mense gemartel of mishandel word, mens hoor dit ook van tyd tot tyd, as mense inbreek by huise, dat hulle die inwoners martel. En as ek daai berigte hoor en daaroor lees, dan kan ek nie anders as om te dink dat daardie boosdoeners ook onder die beheer van een of ander demoniese mag gekom het om dit te kan doen. Ek kan my nie indink dat enige regdenkende mens sulke booshede kan uitdink nie. Nou kom die wagters en hulle het nou gesien wat gebeur het, die wagters wat die varke opgepas het, en hulle hardloop dorp toe en hulle lig die inwoners in van wat daar gebeur het. En dan kom hierdie mense van die dorp af nou ook om te kom kyk, vir hulle self te kom sien wat daar gebeur het. En as hulle daar aankom, dan sien hulle dat hierdie man wat vir jare lank onder die beheer van die duiwel was, by Jesus sit, ten volle geklee, en dat hy rustig is. Nog 'n verrassende ding wat gebeur in hierdie verhaal. Hy is by sy volle verstand. En geliefdes, dit in 'n neutedop is eintlik wat Jesus op aarde kom doen het. Jesus het gekom om te kom heel maak wat die duiwel stukkend gebreek het. En dit wil Jesus in elke persoon se lewe ook kom doen. En nou weet ek, natuurlik, nie een van ons se lewens lyk soos wat hierdie besetene daar in Gerasa se lewe gelyk het nie. Dank die Here daarvoor. Maar tog sien ons oral rondom ons, en sien ons partykeer selfs in ons eie lewens, hoe dat Satan kom en verwoesting kom saai. Hoe dat Satan kom en dit wat mooi is, dit wat reg is, hoe hy kom en hoe hy dit wil kom vernietig. En juist daarom het ons vir Jesus nodig in ons eie lewens, dat hy kan kom heel maak wat die duiwel gebreek het. Nou gebeur daar nog 'n onverwagte ding. Mense sou dink dat hierdie persone wat in die dorp gebly het, hierdie mense wat al soveel jare gesien het wat met die besetene gebeur het, hoe hy opgetree het in die verlede, en dat hulle nou sien, maar hy's nou genees, hy's by sy volle verstand, hy sit rustig daar by Jesus,
Mense sou eintlik dink dat hulle dan die Here sou begin loof. Dat hulle vir die Here sou sê, maar dankie dat U dit gedoen het. Bly hier by ons, want ons het nog baie ander mense wat ook vir U nodig het. Dis hoe mense sou dink, hulle sou optree. Maar die teenoorgestelde gebeur. Dis asof die mense hierdie wonderwerk net nie kan hanteer nie. Dit wat daar gebeur het, is so uitsonderlik. So totaal teenoor wat hulle in die verlede ervaar het. Dat hulle vir Jesus vra om maar liewer van hulle af weg te gaan. Hulle kan nie verklaar wat hier gebeur het nie. En omdat hulle dit nie kan verklaar nie, sê hulle vir Jesus, hy moet liewers loop. En terwyl ek besig was met hierdie gedeelte, toe sit ek daaraan en dink, of dit nie baie keer ook maar is, hoe ons optree nie. Selfs waar ons dinge raak sien in ons eie lewens, wat verkeerd is, en wat ons voor ons siel weet, nie vir ons goed is nie, is daai dinge partykeer vir ons nog meer aanvaarbaar as 'n beter en 'n onbekende pad wat ons saam met Jesus moet loop. Want dit is wat hier by die inwoners van die dorp gebeur het. Jesus het 'n opsie aan hulle aangebied wat vir hulle onbekend is. Die opsie om onder die beheer van Jesus Christus te leef. En daai opsie was vir hulle so vreemd. Al sou hulle kon sê dis beter, al sou hulle kon sien in die lewe van hierdie besetene dat dit beter is, dat hulle besluit, ons het nie kans hiervoor nie. Jesus moet maar liewer weggaan van ons af. Broer en suster, ek het in my jare as predikant baie te doen gekry met mense wat vasgevang is in een of ander vorm van verslawing, een of ander iets wat hulle bind, wat maak dat hulle nie regtig kan leef met vreugde, soos wat die Here bedoel het nie. Somtyds, baie dikwels, was dit alkoholverslawing, somtyds was dit verslawing aan dwelmmiddels, somtyds 'n verslawing aan pornografie. Meestal weet die mense dat dit wat hulle mee besig is, eintlik besig is om hulle lewens te verwoes. Maar elke keer as daar 'n ander opsie op die tafel is, 'n opsie om byvoorbeeld te gaan vir rehabilitasie, of 'n opsie om daai ou lewe wat jy gelei het, vaarwel toe te roep. Keer op keer het ek gesien hoe dat daardie mense kies om eerder aan te gaan met hulle ou lewe. Eerder die bekende, al is dit vir my sleg, maar eerder die bekende, as om op 'n nuwe pad saam met Jesus te gaan, 'n skoon pad, maar wat vir my dalk 'n bietjie vreemd voel. Dit is juist daai vrees vir die onbekende wat mense daarvan weerhou om daardie noodsaaklike keuses in hulle lewe te maak, om te sê, dit wat ek weet, wat verkeerd is in my lewe, gaan ek aan die Here oorgee, en ek gaan begin om saam met die Here 'n nuwe pad te loop. Toe Jesus in die wêreld gekom het hy gekom om 'n einde te bring aan die ou orde waar Satan poog om alles wat mooi en goed is te vernietig. Ons het, terwyl ons besig was met Openbaring, baie daaroor gepraat. Jesus kom en hy verkondig 'n nuwe bedeling, 'n beter bedeling, waarin God regeer, en waar die verskriklike dinge waarvan ons onder andere lees hier in Lukas 8, nie meer sal bestaan nie. Dit is die aanbod wat Jesus vir ons maak. Volg my, en dan loop ons 'n beter pad saam vorentoe.
Maar vir baie mense bly dit moeilik. Dit bly moeilik om te aanvaar dat Christus werklik alles beter kan maak. En dis vir hulle so moeilik om daai besluit te neem, dat hulle dan uiteindelik die keuse maak om eerder te bly by dit wat ek ken. Al weet ek dit is sleg vir my. Al weet ek dis nie die beste pad vir my nie. Al weet ek dat ek eintlik besig is om my lewe te verwoes deur hierdie keuses wat ek vroeër in my lewe gemaak het. Maar ek sien net nie kans om 'n nuwe pad saam met die Here Jesus te loop nie. En dit is presies wat met hierdie inwoners in die dorpie van Gerasa gebeur. En daarom smeek hulle vir Jesus om weg te gaan van hulle af. Dit wat Jesus verteenwoordig, maak hulle bang. Dis 'n onbekende pad. Ons weet nie hoe om hierdie pad te loop saam met hom nie. En dan sê hulle vir Jesus, gee eerder pad hier weg van ons af. En dan weer een van daai verrassings. Jesus staan op en hy loop weg van hulle af. Ek sê dis verrassend. Eintlik is dit meer ontstellend. Want skynbaar stel Jesus nie daarin belang om daar te bly as die inwoners van die dorp nie bereid is om hom onvoorwaardelik te aanvaar nie. Die besetene wat deur Jesus bevry is wel bereid om Jesus te aanvaar. Maar die inwoners van die dorp wil hom nie daar hê nie. En daarom beweeg Jesus uit daai gebied uit. Dis asof Jesus vir hulle sê, of julle aanvaar my soos wat ek is, en vir dit waarvoor ek staan, of ek verlaat julle. En hulle kies dat Jesus hulle moet verlaat. Dan gebeur daar nog 'n verrassende ding. Legio, die man wat deur Jesus bevry is van die demone, smeek vir Jesus dat hy by hom kan bly, dat hy een van Jesus se volgelinge kan word. En dan word hierdie versoek van die hand gewys. Dis nog 'n vreemde ding. Hoekom? Hoe is dit dat die demone iets vir Jesus vra? Hulle smeek hom dat hulle in die varke kan ingaan en Jesus sê goed, dis reg. En die inwoners van die dorp smeek hom om weg te gaan uit hulle gebied uit en Jesus sê dis reg, alhoewel dit tot nadeel van die mense sou wees. Maar hierdie man, Legio, wat met 'n goeie en 'n edel versoek na Jesus toe kom en hom smeek dat hy saam met Jesus kan beweeg. Vir hom sê Jesus, nee, bly hierson. Hoekom? Ons lees daar in vers 38 en 39. Jesus het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. So die demone smeek vir Jesus dat hy hulle in die varke sal instuur en Jesus sê dis reg. Die inwoners vra vir hom dat hy moet pad gee uit hulle gebied uit en Jesus sê dis reg. En hierdie man vra vir Jesus, kan ek nie een van die volgelinge word nie? En dan sê Jesus vir hom nee. Want hy het 'n ander plan met Legio. Jesus stuur hom uit as 'n getuie onder sy eie mense, sodat daai mense ook tot geloof in die Here kan kom. So as Jesus dan wegbeweeg uit die gebied uit, as hy self nie meer daar is nie, dan is dit nie asof hy finaal gesê het, ek het 'n hoop opgegee op hierdie mense, en dis nou finaal verby met hulle nie. Dan gebruik hy vir Legio, wat genees is, as 'n getuie om vir die mense te gaan vertel wat gebeur het. Dat hy vir hulle kan vertel hoe dat die Here Jesus die magte van Satan in sy lewe gebreek het en sodat hulle ook in hom kan glo. Ek het begin deur te sê ons leef in 'n stikkende wêreld met stikkende mense.
Maar God dank, dit is nie die einde van die verhaal nie. Want ek kan vir jou vandag na baie huise toe vat. En na baie mense toe vat met wie ek in my lewe al te doen gekry het. Waar die krag van Jesus Christus in hulle lewens begin werk het. Mense wat ervaar het, hoe dat die Here Jesus hulle eie lewens en hulle huise kom heel maak het. Mense wat onder die mag van een of ander binding of een of ander verslawing geleef het en toe deur Jesus bevry is. Eenvoudig omdat Jesus nie tevrede is dat ons in ons stikkende omstandighede moet bly voortleef nie. Broer en suster, dalk het jy 'n behoefte daaraan dat Jesus ook met 'n heelmaak proses in jou lewe sal begin. Die Here werk op verrassende maniere. Hiervan is hierdie verhaal van Legio vir ons 'n goeie voorbeeld. Want die Here is nie tevrede met 'n stikkende wêreld en stikkende mense nie. Jesus het gekom om hierdie stikkende wêreld en hierdie stikkende mense weer te kom heel maak. En hy wil dit doen vir elkeen van ons. Vir my en vir jou. Hy wil ons kom heel maak. Dalk is hier vandag iemand wat hier sit, wat vir jouself sê, ek weet wat dit is om op so 'n manier gebind te word deur iets. Jy sit vandag en wens dat ek ook bevry kan word daarvan. Dalk is jy al so moeg daarvoor om voortdurend te stoei met een of ander sonde in jou lewe. Dalk is jy al so moeg daarvoor om die heeltyd te maak of dit goed gaan met jou, terwyl jy voor jou siel weet dat dit nie die waarheid is nie. Dalk is jy siek en sat vir die dubbele lewe wat jy lei. Siek en sat daarvoor om voor mense te glimlag, terwyl jy bewus is van daai diep geheime in jou eie lewe. Jy's nie alleen nie, daar's baie mense wat daarmee worstel. Dit maak nie saak wat dit is nie. Dalk sukkel jy met 'n humeur, dat jy sukkel om onder bedwang te hou. Wil jy dit nie vanoggend eens en vir altyd vir die Here oorgee, om daarmee af te handel nie? Dalk is dit 'n gevoel van negativiteit wat die hele tyd van jou besit neem. Elke keer wat jy deur 'n slaggat ry en elke keer wat die krag afgaan en elke keer wat daar weer 'n waterpyp bars, dan word jy so kwaad, jy word so negatief oor alles. Wil jy nie dalk daardie negativiteit aan die Here oorgee nie? Dalk is dit een of ander verslawing wat posgevat het in jou lewe. Pille, alkohol, pornografie. Baie mense sukkel deesdae daarmee. Goed wat jy voor jou siel weet, jou in sy mag vasgevang het, en jy weet nie hoe om daar los te kom nie. Ek het al baie met mense te doen gekry, wat verslaaf geraak het aan iets soos rekenaarspeletjies. In hierdie elektroniese tyd waarin ons leef, is dit 'n realiteit. Of mens hoor van mense wat verslaaf geraak het aan hulle selfone, of aan hulle sosiale media, dat hulle kan nie sonder dit leef nie. Sommige mense is verslaaf aan hulle werk. Ons praat van werkoliste. Dit maak nie regtig saak wat dit is nie. Wat ek vandag vir julle wil sê, as jy weet daar's iets in jou lewe wat besig is om jou te bind, iets wat besig is om die ware lewensvreugde wat Jesus vir jou wil gee, van jou weg te neem, hoor dan vandag, die Here wil jou daarvan verlos. Wil jy dit nie vanoggend
eens en vir altyd aan die Here oorgee, sodat hy ook in jou lewe daardie magte kan oorwin nie. Neem vandag daardie besluit. Ek daag jou uit. Ek weet jy is bang daarvoor, maar vertrou die Here dat hy sal inbeweeg in daardie vakuum wat in jou lewe gelaat word as jy skielik van hierdie ding ontslaag geraak het, dat die Here deur sy Gees daar sal inkom en dat hy dan saam met jou die pad vorentoe sal loop. Dit is tog die rede waarom Jesus aarde toe gekom het. Om ons stikkende wêreld en ons stikkende mense weer te kom heel maak. En hy wil dit vir elkeen van ons doen. Hy wil dit nou doen, as jy hom dit sal toelaat. Kom ons bid sommer nou daarvoor. Ek gaan so 'n minuut of wat kans gee vir stil gebed. Miskien is daar iets wat jy vandag graag self vir die Here wil sê, iets wat jy van jou eie lewe voor wil bid, iets miskien in jou kinders se lewens of in iemand anders vir wie jy lief is se lewens daar is. Kom ek gee vir jou kans om sommer net self met die Here daaroor te praat. Here, dankie dat U elkeen se gebed gehoor het. Miskien is daar iemand wat vandag vir 'n kind gebid het, of vir 'n vriend, of vir 'n man of 'n vrou, of 'n ouer, iemand vir wie hulle lief is. Dalk is dit iemand wat vir hom of haarself gebid het. Here, U het elke gebed gehoor. En nou kom bid ons, Here, dat U krag tentoon sal stel. Ons bid dat daar waar daar gebid is vir verlossing, dat U dit sal bring. Uit hierdie verhaal van die besetene van Gerasa sien ons hoe dat U dit wat stikkend is, weer kom heel maak. En Here, as daar iets in ons eie lewens is wat stikkend is, miskien ongeduld, of meer, of wat dit ook al is, maak nie saak nie. Here, wil U nie ook daar ingryp en ons daarvan verlos nie. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van die Here, Jesus Christus. Amen.